Groet in Jesus naam, ek wil elkeen begroet uit die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, wat gekruisig was op die kruis van Golgotha ter wille van ons sondes. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Pastor Newton te bedank vir die geleentheid wat hy my gee om op sy program aan julle die woord van die Here te bring. Ons gaan nie langer draai nie, ons gaan onmiddellik na die woord van die Here toe in die boek van Psalm 86. Ons kan lees van verse 1, ek gaan Engels lees, so u kan maar volg. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou, my God, save thy servant that trusts in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, art God, for thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Kom ons bid saam. Vader, is in Jesus naam wat ons na u toe kom vanmiddag en ons gee u eer, prys en aanbidding vir wie u is, Here. Ons eer u en ons erken dat u God is en buiten u daar geen ander is, Here. Dis my gebed vanmiddag terwyl ons om die woord vergader dat u ons sal seën, dat die woord ons sal ontmoet by die punt van ons elke behoefte, Here. Ek bid en vra, Vader, omdat ek weet u is God en u is heilig, wil ek vanmiddag wil ek voor u buig en my siel voor u neerlê in nederigheid, Here, van u is groot en almagtig. En so wil ek bid, Here, soos die ou kerk gesê het, steek my weg agter die ou liewe kruis in die magtige naam van Jesus, en ek sê vir u baie dankie. Ons lees Psalm 86 en ons lees dat Dawid uitroep na die Here en hy vra vir die Here om hom neer te neig met sy oor na Dawid se gebed. Dawid is in omstandighede vasgevang en soos ons Dawid ken, was Dawid altyd deur in moeilikheid, en ek dink dit was ons, of die geleerdes sê dat Dawid in hierdie tyd was dalk die tyd toe hy gevlug het van Saul om sy lewe te spaar, toe Saul hom bedreig, en Dawid het homself bevind in 'n plek waar hy bedruk was, en Dawid se eerste woorde in sy gebed was, Lord, hear me, for I am poor and needy. Nou, ons kan die vergelyking van poor uittrek op die fisiese omstandighede waarin Dawid was, maar ek wil u aandag trek na die volgende toe, dat dit was dalk dat Dawid arm in sy gees en in sy siel was. Die Bybel sê, hy was heilig, hy het erken dat hy heilig is, en die Bybel sê in die boek van Matteus, salig is hulle, wie arm van gees is, en hulle sal geseën word. En so wil ek vanmiddag vir u sê, dat u moet besef dat ons as kinders van die Here, as liefhebbers van God, of as navolgers van God, moet besef dat ons kan nie hoogmoedig wees nie, ons kan nie vir onsself verhewe nie, ons kan nie vir onsself op 'n plek sit of op 'n pedestal sit waarin mense moet opkyk na ons toe nie. Al waarna ons moet opkyk, of mense moet na opkyk, of ons die aandag van mense moet na toe rig, as Christus Jesus wat homself bevind in die hemel. Die Bybel sê hy sit aan die regte hand van God die Vader. Halleluja. En hy sê die Bybel, hy sê die aarde is sy voetebanke en die hemel is sy troon. En so wil ek vanmiddag vir u sê dat Dawid het besef dat as ons voor die Here kom, moet ons kom in armte van gees en nie in hoogmoed nie van die Here. Die Bybel sê die hoogmoed kom voor die val. En so wil ek vanmiddag vir u sê dat wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom en ons roep sy naam aan en ons vra die Here om homself te neig na ons gebed, dan moet ons nederig voor die Here kom. Die tweede ding is wat Dawid besef, hy sê that I am needy. Ek wil vir u sê vandag, daar is nie een
persoon op hierdie aarde wat ons, halleluja, kan sê dat hy 'n behoefte het na die Here nie. Die Bybel sê in die boek van Psalm, hy sê, al gaan ek in die hel, is die Here daar. Elkeen van ons het 'n behoefte na die Here, en as ons nie voor die Here kan kom en kan besef dat ons daardie behoefte het nie, of ons finansiëel uitgesorteer is, of ons in 'n goeie huis bly, of ons bankbalans goed is, of ons status in die gemeenskap goed is, wanneer ons voor die Here kom, moet ons besef dat ons bestaan in die nood van behoefte, because die Here is groot en hy's geweldig. Die Bybel sê, die hemel is sy troon. En so wil ek vir u sterk bemoedig vanmiddag, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, moet ons besef dat ons is behoeftig na die Here, omdat wat die Here kan gee, kan die wêreld nie aanbied nie. Die Bybel sê dat Dawid, of geleerdes sê, dat Dawid het homself bevind in 'n plek waar hy gevlug het vir Saul, en hy het homself in behoefte gevind, because hy kon homself nie help nie. Wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, moet ons besef dat ons onsself nie kan help nie. Dis waarom Christus op die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Terwyl die Bybel sê, terwyl hy op pad na die kruis was, kon hy 10.000 engele geroep het, maar hy het gekies om te sterwe vir my en vir u, omdat die Bybel sê in die boek van Levitikus, hy sê, sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis van sonde nie. Met ander woorde, die enigste manier waarop ons sonde uitgeblus kan word, is alleenlik deur die vloei van bloed. As ons verstaan die Joodse vorm van offer, dan sal ons verstaan dat daar's een keer 'n jaar wanneer die priester gekom het, en die volk gekom het, en hulle het 'n offer gebring vir die priester, en die priester het daai offer gevat, en het vir hom na die heilige van alle heiliges gevat, maar hulle het hom vasgemaak met 'n of 'n tou en klokkies aan hom gesit, en verseker gemaak dat terwyl die klokkies lui, weet hulle, hy leef nog, en die offer is dalk aanvaar. En ek wil vir u sê dat Christus Jesus het sy lewe vir ons afgelê, en hy het die prys betaal. Hy het die heiliges van heiliges ingegaan, en het voor God die Vader gegaan, en het gesê, Vader, vergewe vir hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie. En so wanneer ons voor Christus kom, moet ons staan in 'n plek van behoefte, dat ons siele gered moet word. En Dawid het verstaan, in sy tyd van benoudheid, kan hy na die Here toe gaan. Die Bybel sê, roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dawid verstaan dat hy het die Here nodig. Dawid verstaan dat hy arm van gees is. Dawid verstaan dat die Here, vers 2 sê, preserve my soul for I am holy. Kom ek raak so 'n bietjie daaraan. Ons kan nie verwag dat die Here met ons goed moet handel, of teenoor ons goed moet optree, wanneer ons hier in heiligheid voor ons loop. Kom ons kyk 'n bietjie na heiligheid vinnig. Ons het nie tyd om daarin te gaan nie, maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Heiligheid is so, dat ek op my knieë gaan, bely dat ek 'n sondaar is, en erken dat die Here alleen my kan verlos, en dan daarvolgens na die woord van die Here lewe. Die Bybel sê, die woord is dan 'n lig vir my pad, en 'n lamp vir my voete, en wanneer ons in heiligheid loop, moet ons die pad loop van die woord van die Here. Dawid sê hierdie woorde, hy sê, Here, ek het die woord in my hart gebere, sodat ek teenoor u nie mag sondig nie. Heilige mense maak verseker dat hulle teenoor die Here nie sondig nie, dat hulle die woord van die Here in hulle harte bere, dat hulle verseker is dat hulle die Heilige Gees binne hulle het, dat hulle volgens die vrugte van die Gees van die Here wandel, waar volgens Galasiërs hoofstuk 5 praat.
kom ek haas 'n bietjie aan en ek gaan 'n bietjie in na die volgende toe, na verse 3 toe. Hy sê, be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. David was op 'n plek wat hy verseker was, hy was heilig. En nie net heilig nie, maar hy het op 'n daaglikse basis na die Here gegaan, op sy knieë geval, en soos Paul gesê het, hy sê, ek bekeer my op 'n daaglikse basis. Ons moet ons daagliks voor die Here bekeer. Ons kan nie die dag ingaan voordat ons nie erken het dat ons sondags is nie, en dat ons die Here nodig het nie, en dat ons 'n vars begin nodig het vir elke dag. Ons kan nie roem in ons jare waarin ons die Here dien en waarin ons met die Here loop nie, because ons jare en ons loop in die verlede tel nie voor die Here nie. Maar op 'n daaglikse basis moet ons bekeer, soos Paul sê. En David sê hierdie woorde, be merciful unto me. Die skrif sê, hy sê, die psalmdigter sê, hy sê, thou mercies are new every morning. En soos die koordigter sê, die liedsinger sê, hy sê, for they are new every morning, great is thy faithfulness. As daar iemand is in ons lewens wat ons kan staatmaak op, wat ons nooit sal begewe of verlaat nie, wat nooit sy rug op ons sal draai nie, wat nooit vir ons te leer sal stel nie, is dit die Here Jesus Christus. Van sy genade is vir ons daagliks niet. Hy vergewe ons op 'n daaglikse basis. We get an opportunity to start new every single day because He is a merciful God. Mercy of genade is iets wat ons nie verdien nie, wat ons nie voor werk nie, wat ons nie iets voor trade nie, maar dis iets wat ons ontvang, omdat ons dit nie verdien nie. Ons kyk na 'n geskenk, wanneer dit my verjaarsdag is, soos dit nou die 5de Augustus was, wanneer jou familie, jou vriende kom en hulle gee jou 'n geskenk, jy het nie 'n sê in die geskenk nie, jy het nie 'n besluit in die geskenk nie, alhoewel mense vandag sê wat hulle wil hê, hulle dring daarop aan dat jy hulle moet koop wat hulle wil hê, maar genade is iets wat jy nie verdien nie. Dit is 'n geskenk wat van God die Vader afkom, deur Christus Jesus op die kruis van Golgotha. En so David erken dat die Here vir hom op 'n daaglikse basis genadig is. En so sê hy op 'n daaglikse basis, omdat hy weet daar is nuwe genade elke dag, kan hy op 'n daaglikse basis homself voor die Here neig en buig en erken dat die Here God is, en erken dat hy die Here nodig het, en dat hy nie kan roem op sy jare waarin hy loop met die Here nie, maar dat hy elke dag 'n nuwe begin het. En omdat ons elke dag die geleentheid het om 'n nuwe begin te het, sê David in vers 4, rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Kom ons praat 'n bietjie, David, 'n request dat in die middel van sy omstandighede, in die middel van sy stryd, in die middel van sy moeilikheid, in die middel van die gewig wat hy dra en wat u dalk mag dra, sê David vir die Here, hy sê, Here, laat my siel dan in u blydskap vind. Die Bybel sê, hy sê, the joy of the Lord is my strength. We cannot rejoice in the Lord unless we are in the Lord, unless we study His Word, we know His Word, and we know every promise that He has given to us. And so, rejoicing in the Lord does not come because of outward celebrations or things that we acquire or things that we have, but rejoicing in the Lord comes because we know that His promises are new every morning.
And the rejoicing in the Lord comes from the place where we know that we might not qualify in the sight of people on this earth. We might not be amongst the Joneses of this earth. We might not have what other people have. We might not have the qualifications, the statuses, or we might not have what the world wants us to have. But the rejoicing in the Lord comes from the place where we know Jesus is coming, and when He is coming, He's coming to collect His bride. And I want to encourage you to know, as David first of all has known, that he is poor, he's needy, that his soul is holy, that he's holy before the Lord, and then that he knows the Lord is merciful, that he gets an opportunity every morning to repent, to make right with the Lord, to lay down his life before the Lord, and then thirdly or fourthly, to rejoice in the Lord because of the promises that He gives to us on a daily basis. And not only those promises that is going to be well with our souls, but the promise that we will obtain heaven one day. En so wil ek vir u bemoedig van hierdie kant af, wil ek vir u sê, maak verseker dat u naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Dawid het elke môre erken dat die genade van die Here nuut is. Dawid het elke môre op sy knieë gegaan en gesê dat die Here hom vergewe op 'n daaglikse basis. Dawid het homself daarin verbly, of sy siel het hom daarin verbly, dat hy eendag gaan ontmoet met die koning van alle konings. Die Bybel sê, rejoice in the Lord. I repeat myself, rejoice in the Lord. It says, the joy of the Lord is my strength. Nou, ek wil vir u sê, as u dan u self nou in die Here bevind, wil ek vir u sterk bemoedig, dat depressie moet gaan, dat teleurstelling moet gaan, dat die tekortkominge moet gaan, omdat ons onsself verbly in die Here. Miskien verander ons omstandighede nie, maar ons sielssaligheid, ons siel welgestand, is op 'n daaglikse basis hernie en versterk. En so kan ons dan onsself daarin verbly, dat ons weet, dat ons name opgeskryf is in die boek van die lewe. David sê, O Lord, do I lift up my soul. Sorry, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Nou, ons weet dat ons bestaan uit liggaam, siel en gees. Die liggaam, omdat hy uit die wêreld uit gemaak is hy wêreldbewus. Die gees, omdat hy uit God gebore het, is hy godsbewus. Die siel, omdat hy selfbewus is, omdat hy vol van homself is hy selfbewus. Nou David sê, O Lord, unto thee do I lift up my soul. Met ander woorde, Here, aan u bring ek al my selfbewusheid, al my begeertes, al my belangstellings, alles wat ek nodig het en wat ek dink ek nodig het, bring ek aan u, lig ek op na u toe. En David se begeerte is, dat die Here vir hom moet nuut maak. Vers 5 sê dit duidelik, hy sê, for thou, Lord, art good. Kom ons stop daar. As ons hier die goedheid van die Here kan sien, terwyl ons op die aarde is, sal ons nooit die goedheid van die Here kan sien in die hemel. David sê in Psalm 27, hy sê, for I would have fainted, but I had to stop and see the goodness of the Lord in the land of the living.
Kom ek sê vir u mag miskien voor omstandighede vir dag staan, wat vir u bedreig. U mag miskien in 'n omstandighede is, wat lewensverandering is. U mag miskien tekort het aan voorsiening in een of ander area in die lewe. Maar u moet u self daarin berus, dat u moet stop. U moet pause. En u moet te midde van die omstandighede, die moeilikheid, moet u die goedheid van die Here kan sien. Dag na dag spaar die Here ons. Dag na dag gee hy vir ons 'n nuwe geleentheid om reg te maak met hom. Die Here, Dawid sê, die Here is baie genadig. Dis waarom hy op 'n daaglikse basis voor die Here homself neerneig. Ek wil u sterk bemoedig vandag. Wees soos Dawid. Alhoewel Dawid die ere gehad het om ingeseën te wees as die koning van Israel, en hy kon 10.000 man doodmaak in die middel van 'n oorlog. Hy kon die harp speel in harmony met wat Saul nodig gehad het op die tyd in die salwing van die Here. Alhoewel Dawid baie talentvol was en hy kon homself uit enige omstandighede uitwurm, het Dawid homself voor die Here gebring as arm, behoeftig, en hy het besef dat die Here vir hom genadig is en op 'n daaglikse basis vir hom 'n geleentheid gee om 'n nuwe begin te hê, om sy knieë te buig, met sy tong te bely dat Jesus die Christus is. Die Bybel sê daar gaan 'n dag kom wat niemand 'n keuse gaan hê nie. Terwyl ons nog diskant van die graf is, terwyl die Here nog nie gekom het om te kom haal die wat syne is nie, het ons 'n geleentheid om met ons knieë te buig en met ons tong te bely dat hy die Christus is. Mag die Here hierdie woord seën, en mag die Here elke hart seën wat dit nodig het. Kom ons bid saam en ons sluit af. Vader, ek sê vir u baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om rondom die woord te vergader. Ek bid en vra dat u elke hart sal aanraak wat na hierdie woord geluister het. Here, begin by my, want ek staan in die behoefte van u aanraking. Ek staan in die behoefte van u help. Ek is soos Dawid, wat sê ek is arm van gees, en ek het u nodig op 'n daaglikse basis. Ek begin al hoe meer u genade te sien, en dis waarom ek elke dag wil buig, en erken dat u my God is. Mag die Here ons seën. Die Here seën nie